Nou ja, ons is steeds besig met die reeks oor vergifnis. Ons sal volgende Sondag, as die Here vertoef om te kom, daarmee klaarmaak. Ek nooi jou dan om vanmôre die woord van die Here saam met ons oop te maak. Ons lees in Psalm 32. Psalm 32 is 'n psalm van Dawid. Ons gaan die eerste 11 verse met mekaar saam lees. Kom ons luister as die woord van die Here oop is en ons hoor dan so sê die Here. 'n Psalm van Dawid, 'n onderwysing. Welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. Want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. My sonde het ek u bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Daarom sal elke vrome u aanbid in 'n tyd as u te vinde is. Ja, by die oorstroming van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my, u bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel, wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as hy tuig. Anders kom hy nie naby jou nie. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges en jubel alle opregtes van hart. Ons gaan net op daar lees uit die woord van die Here. Die Here seën as u hoor, so sê die Here. Ons het oor die afgelope klompie weke by die begrip gekom van vergifnis, dat vergifnis ten doel het om retaliasie en vergelding teen iets wat aan my gedoen word, vry te laat weggaan. Vergifnis is nie om te kan sê ek het 'n reg om te reageer nie. Dis ook nie om die sonde onder die mat in te vee nie, maar dis om jouself en die persoon wat jou te nagekom het, vryheid te gee, sodat God met jou kan werk. Dit is om die geleentheid om te vergeld van die hand te wys en die oortreder vry te spreek van die skuld wat hy teenoor jou het, wat hy aan jou gedoen het, maar nie vry is van die skuld en die gevolge van sy sondes nie. Dis 'n geleentheid dat wanneer die wêreld sê 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, dat die kind van God kan sê, my reg om te reageer, gee ek prys. En dis die wonderlikheid van vergifnis. Dit beteken nie dat die oortreder vry is van die gevolge van die wandade nie, maar dit laat die verontregte, ek wat te nagekom is, uit die tronk vry,
wat die sonde en die bose en die omstandighede my aan gevange wil hou. Daar is honderde mense, en ek het verlede week vinnig 'n voorbeeld uit my eie lewe met u gedeel, hoe omstandighede jou in die verlede hou. Net dat jy nie kan groei en vorentoe gaan nie. Ons wil vandag stil staan by nie net leuns oor vergifnis nie, maar wat vergifnis nie beteken nie. In die eerste plek gaan u sien dat wat vergifnis nie beteken nie, is om die oortreding wat teen jou gedoen is, te regverdig. Met ander woorde, as ek iemand vergewe, dan sê ek nie daarmee dat jy reg gehad het om te doen wat jy gedoen het. Dit bly steeds sonde, dit is steeds 'n wandaad, dit is steeds skade, jy is steeds die instrument in die hand van die bose, maar vergifnis beteken nie dat die oortreding nou regverdig is. Dat ons nou sonde en verkeerdheid wil aanvaar nie. Die Bybel veroordeel in werklikheid diegene wat sê dat slegte dade onskadelik of aanvaarbaar is. En dis die plastiek van vergifnis in die tyd waarin ons leef. En hulle praat van die woord rekonsiliasie, maar rekonsiliasie in hulle oë is dat dit wat ek nou doen reg is, omdat jy volgens my verkeerd was. Gee dit my die reg om regverdig nou te doen wat ek doen. Ek wil vir jou een teksvers lees in Jesaja 5 vers 20, waar die Here vir die volk sê, onthou die volk is hier op die pad om in ballingskap na Babel weggevoer te word. Die 10 stamme van Israel is alreeds bykans 200 jaar deur die Assiriërs weggevoer, en die Here stuur Jesaja om vir die 2 stamme wat in Jerusalem oorbly te waarsku dat hulle nie dieselfde pad sal loop as hulle broers nie. En hier is die waarskuwing. Hy sê, wie hulle wat sleg goed noem en goed sleg. Hy sê, dis nie net 'n wandaad of 'n verkeerde besluit, hy sê, wie jou, dat jy dinge wat sleg is, goed noem, en dit wat goed is, sleg noem. Wat duisternis lig maak, en lig duisternis. Wat bitter soet maak, en soet bitter. Hy sê, dis nie net 'n misinterpretasie, of soos wat dit ons baie keer sê, ag, dis was maar 'n ou foutjie. Die Bybel sê, dat as jy sonde doen, dit sonde is. Ek lees in die week iemand se kommentaar, wat iemand antwoord oor hierdie hedendaagse goed praat van sonde en van dinge wat verkeerd was, en dit nou wil regverdig, en hy sê, as die Bybel sê dis sonde, wil ek nie jou opinie hoor. Hoor jy wat ek sê? As die Bybel sê dis verkeerd, en die ander kant is dieselfde waar. As die Bybel sê dis noodsaaklik, dat ek Jesus moet aanneem as my verlosser, dan wil ek nie jou opinie hoor. Of jy dink dis goed genoeg, of nie goed genoeg nie. As die Bybel sê 'n ding is sonde, stel God nie belang in wat jou opinie is oor die sonde nie. En daarom is dit belangrik dat vergifnis beteken nie dat ek nou moet reg goed maak en goed reg, en lig duisternis en duisternis lig, en bitter soet en soet bitter. Wat vergifnis nie beteken nie, is om voor te gee dat die oortreding nooit
gebeur het nie. En dis belangrik dat mense wil hê in die hedendaagse rekonsiliasie, dat hulle wil vashou aan wat gebeur het, omdat hulle wil hê jy moet dit onthou, maar dit wat hulle nie wil hê jy moet onthou nie, dat hulle kan reageer nie, moet nou kwansies vergewe word en vergeet word. Bybelse vergifnis is nie om te sê dat die oortreding nooit gebeur het nie. God het vir koning Dawid na sy ernstige sonde van met Batsheba sy sondes vergewe. Maar hy het Dawid nie teen die gevolge van sy dade beskerm. As jy 2 Samuel lees, en ek gaan nou 'n klein gedeeltjie lees, gaan jy sien dat die Here vir Dawid sê, ek vergewe jou, en jy bly die man in my hart. Maar daar's dinge wat jy gedoen het wat jy moet gaan regmaak en wat jy die gevolge daarvoor moet dra. Luister wat sê hy. God het Dawid se sondes self laat opteken, omdat ons vandag daarvan moet weet. God het nie Dawid se sondes onder die mat ingevee, want hy wil 'n goeie prentjie van Dawid vir ons skets nie. Hy wil vir jou wys dat Dawid uit homself sondig is en dat dit net God is wat 'n mens goed kan maak. Maar in die mens steeds die gevolge daarvan dra. In 2 Samuel 12 vers 9 en verder lees ek die volgende. Nathan is by Dawid en Dawid ontken eers en Nathan vertel vir hom 'n verhaal van 'n man wat 'n skapie gehad het, 'n lammetjie, en daai lammetjie is laat doodmaak. En Dawid is briesend en sê, daai man moet sterf. Wat sulke dade doen, en Nathan sê vir hom, jy's die man. Waarom, sê Nathan vir Dawid, het jy die woord van die Here verag? Jy sien, Nathan is nie besig om vir Dawid te sê, dat ag man, dis 'n ou foutjie, en jy's die koning en ons sal maar die ding so laat wegraak, en ons sal die minste skade vir die wêreld agterlos. Hy sê, waarom het jy die woord van die Here verag, deur te doen wat verkeerd is in sy oë? En hy noem die sonde, hy sê, Uria, die Hetiet, het jy met die swaard geslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. Dis nie 'n oorlogsgeleentheid waar Uria net gesterf het nie, want ons kan nou maklik sê, Uria is nie oorlog, dis nie ons nie in Dawid se hande nie. Dawid was die oorsaak dat Uria gesterf het. Vers 10. En nou sal die swaard, hoor nou, vir ewig van jou huis nie wyk nie, omdat jy my verag het en die vrou van Uria die Hetiet geneem het vir jou as vrou te wees. Dis een van die redes waarom Dawid ook nie die tempel kon gebou het. Die Here vergewe Dawid, maar die gevolge is dat die Here vir Dawid sê, jy sal nie my tempel bou nie, jou seun sal die tempel bou. My saak sal voortgaan, maar jy sal nie die eer kry om dit te doen. So sê die Here, kyk, ek sal jou uit die huis van onheil, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem, en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vrou sal slaap, voor die oog van hierdie son. Want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie ding doen, voor die hele Israel, en in die volle sonlig. Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sondes vergewe, u sal nie sterf nie. Maar daar was gevolge. So die sonde word nie met vergifnis regverdig nie.
En dis baie, baie belangrik. En die tweede plek, wat vergifnis nie beteken nie, is om toe te laat dat ander jou sal misbruik, of misbruik van jou sal maak. Vergifnis beteken nie dat jy lamsakkig is, en 'n Christen is wat maar net moet die ander wandra. En dat mense jou goedheid sal misbruik nie. Byvoorbeeld, gestel dat jy aan iemand geld leen, maar dat hy dit mors en jou later nie kan terugbetaal het soos hy jou beloof het nie. Jy leen vir hom geld, hy mors dit en nou kom hy terug en hy sê, ek het jou beloof ek sal betaal, maar ek kan nie betaal nie. Hy selfs baie jammer en hy vra om verskoning dat hy jou nie kan terugbetaal nie en dat hy hierdie mis of hierdie wanberekening geneem het. Jy kan besluit om hom te vergewe deur enige ongerief wat hy jou gedoen het te laat vaar. Jy kan selfs die saak nie meer oor en oor ophaal en vir hom bly sê, maar jy skuld my geld nie. Jy kan selfs die skuld kanselleer. Maar dit beteken nie dat jy moet toelaat dat hy dit weer gaan doen. Vergifnis beteken nie dat jy jou oopstel en mense jou kan misbruik nie. Jy sal dalk ook besluit om dalk vir hom later net nie meer geld te gee. En dit is nie verkeerd nie. Ek en jy leer dat om te vergewe beteken nie dat dit reg is wat hy gedoen het nie, maar ook dat jy versigtig wees dat mense jou nie weer misbruik nie. En dis baie, baie belangrik. In Psalm 37 vers 21 sê die Bybel juis, hy sê die goddelose leen en gee nie terug nie, maar die regverdige ontferm hom en gee. So jy kan vir hom gee as die Here op jou hart lê om te gee, maar die Here gaan nie vir jou verwag dat jy dit weer moet doen as hy die eerste keer nie die belofte kan nakom. En dis nie onchristelik of hardvogtig nie. Vergifnis is nie dat hy jou kan blootsry nie. Spreuke 14 vers 15 sê, die eenvoudige glo elke woord, maar die skrandere let op sy voetstappe. Mense kan vandag vir jou baie dinge sê. En omdat ek sê baie keer, as ek nie uit is om skerm te wees nie, dan gaan ek jou woord vertrou. Maar hy sê ook, as jy dalk 'n bloukie loop by, of dat die Here vir jou versigtig maak, en hy praat van die skrander, dan sê hy, jy luister nie net na sy woorde nie, maar jy kyk ook hoe hy doen. En dit sal bepaal dat jy nie nodig het om hom elke keer te vergewe as hy verkeerd gedoen het nie, want hy gebruik dit om jou te misbruik. Spreuke 22 vers 3. 'n skrander mens sien die onheil en verberg hom, maar die eenvoudiges gaan verder en word gestraf. Galasiërs 6 vers 7. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Jy het verantwoordelikheid. En jy het ook as kind van God wat ander vergewe, die verantwoordelikheid om ook nie nog geleenthede te bied dat hy weer en weer deur die Satan versoek word, deur weer vir hom in ons voorbeeld geld te leen. In die derde plek beteken vergifnis nie om oortreding sonder grondige rede te verskoon nie. Die Bybel sê God vergewe nie die mens wat hulle skuldig maak aan moedswillige sondes en dan weier om hulle foute te erken, hulle weer te verander en om verskoning te vra nie.
En baie keer hoor jy ouens sê, ag, ek is jammer, maar hy is net jammer omdat hy nou uitgevang is. Maar die ware vergifnis, het ons nou die dag gesê, is gekoppel aan 'n gesindheid van bekering. En God kan nie sondes vergewe as ek dit môre oor en oor doen. Dis hoekom ek wat is daai woord? Ek het 'n kleintjie aan. Ek raak so omgekrap as mense as hulle bid, hier aan die einde van hulle gebed sê, en in genade vergewe maar al ons sondes. Die Here sal daai sonde nie vergewe nie. Want in die eerste plek is daar nie 'n gesindheid van berou nie. En ek sê dit omdat ek dit nie meer die volgende keer wil doen. Want ons is maar almal sondaars. Dit beteken nie dat as ek vergewe het, ek sonder 'n grondige daad of rede net kan verskoon nie. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. As jy jou sondes wil toesmeer, kan jy nie voorspoedig wees nie. En voorspoed gaan nie oor rykdom en goed. Daar's baie goddelose mense wat baie ryk is. Maar dit gaan oor dat God hierdie innerlike vrede en voorspoed, alhoewel jy tydelik miskien suksesvol is, dat hierdie innerlike geluk en saligheid en vrede altyd sal ontbreek as jy sondes wil goed praat. Maar wanneer jy barmhartigheid wil hê, sê die Bybel, moet jy dit bely, ek was verkeerd, en jy moet dit los. En dan sal God jou vergewe. Handelinge 26 vers 20. Maar ek het eers aan die mense in Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judea en aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer, hoor nou, deur werke te doen wat by bekering pas. Dis 'n algemene saak, is dat die Here jou nie kan vergewe, en jy ook nie ander kan vergewe, net bloot om sonder 'n grondige rede net te verskoon nie. Die Bybelse boodskap, en ek sê weer wat ek gesê het in die begin, as die Bybel sê jy moet tot inkeer kom en sonde los, wil ek nie jou opinie hoor nie. En dis wat die duiwel mense aan vashou, is dat ek maar tot inkeer kan kom, ek kan maar besef ek is verkeerd en ek het sonde gedoen, maar ek verander nie my leefwyse nie. Hebreërs 10 vers 26 sê, want as ons opsetlik sondig, kyk die woord, opsetlik, bewustelik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het. As die Heilige Gees jou oortuig van sonde, en jy besef dit is sonde, en jy doen dit weer, sê Hebreërs, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Daar is nie vergifnis. En dit klink miskien verskriklik, maar God kan nie jou vergewe van goed waarvan jy nie wil breek nie. God kan jou nie vryspreek van goed aan wat jy jouself aan verbind nie. Sy vergifnis hang af van die gesindheid van jou om anders te wees. Sulke onberouvolles word God se vyande, as ek 'n afleiding maak uit hierdie klompie teksverse. En hy vereis nie dat ons diegene moet vergewe wat nie deur hom vergewe is.
Jy kan nie as God hierdie daad van hierdie persoon nie kan vergewe, omdat hy dit nie daarmee wil breek nie, dat ek nou kom en wil God vir sê, maar ek spreek jou vry. Dit kan nie Bybelse vergifnis wees, want ons het in die begin gelees, dat ek glo dit nog met my hele harte, 'n mens kan nie vergewe nie. As God nie die gesindheid in jou hart verander, om iemand vry te spreek, wat hy gedoen het. Want dit was die manier hoe hy jou vergewe het. Hy het jou vrygemaak, hy het in jou plek gesterf, hy het jou skuld geneem, en hy vergewe jou, die oomblik as jy erken, ek is 'n verlore sondaar, ek kan niks in my eie saligheid doen nie, hy het alles klaar gedoen, en hy wag dat ek dit as 'n geskenk moet aanneem. God sê, ek wil nie jou opinie hoor nie. Dis die voorwaarde. Psalm 139 vers 21 sê, 22 sê, Here, sou ek die nie laat, of verskoon, sou ek die nie haat, wat u haat, en 'n afskeid hê van die wat teen u opstaan. Ek haat hulle met 'n volkome haat, vyande is hulle vir my. Ons kan nie kompromie maak met mense wat die standaard van God verwerp en met hulle hand om die blaas loop nie. Dit beteken ons moet 'n vyande wees met hulle. Die Bybel spreek homself baie sterk uit en hy gebruik die woord haat. Dit beteken ek moet op dieselfde afstand wat daar is tussen God en sonde, moet daar ook vir my wees tussen sonde en my manier van leef. Sê nou byvoorbeeld, jy is 'n slagoffer van 'n wrede mishandeling. Deur iemand wat nie om verskoning wil vra nie, of selfs weier om te erken wat hy gedoen het. Dink net aan die scenario. Die Bybel sê, laat staan die toorn en laat vaar die woede. Op 'n ander plek sê hy, my kom die wraak toe, ek sal vergeld. Dit beteken nie, dat ek nou maar net sal terugstaan en sê, ek aanvaar maar wat aan my gedoen is nie. Hy sê, moenie jy wil terugslaan, maar gee God kans. Psalm 37 vers 8 sê, laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie, dit is net om kwaad te stig. Jy kan weier om deur woede oorheers te word, alhoewel jy nie die oortreding verskoon nie. Vertrou dat God die persoon tot verantwoording sal roep en gee God die tyd om by hierdie plek en met hierdie pad ook met daardie ou te loop, want die Here wil dalk hierdie ou verander. En die Here wil dalk 'n pad met hierdie persoon. Hebreërs 10 vers 30 en 31 sê, want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. En weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Dis om God kans te gee, dat hy die saak sal hanteer. Jy kan ook vertroosting put uit die wete, dat God 'n tyd sal bring, wanneer vandag se pyn en vandag se droefheid, iets van die verlede sal wees. Want God wil ook met hom en met jou, die oortreder en jou wat aan oortree is, 'n pad loop. Kyk wat sê hy in Jesaja 65 en Openbaring 21 vers 4. Want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde. En aan die vorige dinge sal ek nie dink nie, en hulle sal in die hart nie opkom nie.
Daar sal 'n tyd kom dat God ook die seer in jou en my hart sal genees. Maar ek en jy moet wag op dit wat die Here in ons lewens wil doen. Ek sluit af. 'n vierde rede of 'n vierde saak wat vergifnis nie beteken nie, is om elke vermeende oortreding te vergewe. En hierdie vermeende oortreding is wat ek dink oortreding is. En ek uit liggeraaktheid met alles wat om my gebeur 'n fout sien. In plaas daarvan om 'n sogenaamde oortreder te vergewe, moet ons dalk soms erken dat ons in die eerste plek geen grondige rede gehad het om aanstoot te neem. Jy sal onthou in Matteus hoofstuk 5, sê Jesus, as jy by die altaar kom om jou offer te bring, en dit val jou daarby dat jou broeder iets teen jou het, los jou gawe, gaan maak reg en kom terug. Nou kry jy mense wat sê, daar staan, hy het iets teen jou, jy het iets aan hom gedoen. Nou kry jy mense wat sê, elke keer wanneer ek verontreg voel, maak nie saak of dit reg of verkeerd is nie, moet jy by my kom regmaak. As ek dink dis 'n sonde, moet jy regmaak. Maar dit gaan nie oor die sonde nie, dit gaan oor my broosheid, my liggeraak, my ou dun velletjie, wat vir alles fout soek, omdat ek nie my sin kry. As ek nou vir almal kwaad, ek breek alles, ons het altyd gespot en gesê, toe ons kinders was, het ons in die sand gespeel, het ons mos hierdie paaie gebou met brûe en met karretjies en parkeerareas en shopping centers, al die goed gehad, dat jy met die karretjies daar in die sand gery, onder die brug en bo oor en al die goeders. En dan wip ek my vir iemand wat nou nie die patreels nakom. In plaas daarvan dat ek net my karretjie vat en loop, trap ek die bruggie stuk. En dis hierdie ding wat hier ter sprake is. Dat ek moet eers bietjie dink, het ek 'n rede om kwaad te wees? En eis ek nou vergifnis omdat ek lig geraak is? En die Bybel sê, of die normale begrip van vergifnis sê, dis nie wat vergifnis is nie. Dat ek nie vir elke ding wat ek nou ongekrap meer is, nou eis dat mense met my moet regmaak en moet erken dat ek reg is en hulle verkeerd is. Die Bybel sê, moenie gou kwaad word nie. Dit is 'n dwaas wat gou kwaad word. Prediker 7 vers 9. Wees nie haastig in jou gees om jou te vererg nie, want ergernis rus in die boesem van die dwaase. Ons het vanmôre stil. Nou, ons gaan hier staak vir vandag en as ons net wil saamvat, dan het vandag se woord gehandel oor wat vergifnis nie is nie. Net ons gesien dat vergifnis nie beteken dat jy die oortreding regverdig nie, maar dat jy vrykom van die houvas wat die oortreding en die oortreder oor jou het. In die tweede plek het ons sien dat vergifnis is nie iets wat jy maar net moet vergewe nie, omdat dit maar te vergewe is nie. En dan is vergifnis ook nie dat jy in liggeraagdheid elke keer moet vergewe of na vergifnis vra, solank as wat jy dink iemand het teen jou gesondig nie. Dan het ons gesien nou in die laaste plek, dat vergifnis is die vrymaak, maar dat jy nie deur mense jou nie sal manipuleer en jou beheer, en jy maar toelaat as hulle weer en weer sondig, en mense jou maar net weer moet vergewe nie. So ons het dan stilgestaan by dit, en gaan ons afsluit volgende week om te kyk na vergifnis ten opsigte van mekaar. En ek hoop dat hierdie woord jou hart sal seën. Die Here seën vir jou. Amen.